Hallo en welkom by nog 'n episode van jou memoirs. Ek is Anay Pretorius, die samesteller van Memoir Books. Hierdie boeke help ouers en weermagveterane om hulle stories neer te skryf vir hulle kinders en vir hulle nageslag. En vandag gesels ons met Zarine Rood. Zarine het haar meestersgraad in sielkunde gedoen met spesifiek fokus op skryf as 'n terapie. So sy het haar eie memoirs alreeds gepubliseer, so dit is nou ietsie anders as waarmee ek besig is en wat ek graag wil regkry is om mense te kry om met hulle memoirs vir 'n beperkte lesersgroep, met ander woorde hulle eie families, hulle eie kinders te skryf. Het Zarine hare vir haar kind, maar haar nageslag natuurlik, maar vir die publiek geskryf en dit is gepubliseer. Hulle titels is Enkelreis en 'n dagreis ver. So, kom ons skakel oor na Zarine en dankie dat jy saam luister. Zarine, ek het hierdie potgooi episodes nou begin en die doel daar agter is nommer 1 om bewustheid te skep, om te sê kom ons skryf ons stories, al is jy as sulks nie 'n skrywer nie, maar elke storie is belangrik, en daarmee saam wil ek dan met mense soos jy graag gesels, wat memoirskrywers is, wat al jou eie memoirs geskryf het, maar jy het verder gegaan natuurlik as die gewone persoon, jy het jou memoirs geskryf vir jou seun, vir jou nageslag, maar ook vir publikasie. So dit sal vir my baie interessant wees, en ek glo vir almal wat hierna sal luister, hoe die proses, hoe jy daarmee begin het, en natuurlik kan ons ook gesels oor jou memoirs wat jy al gepubliseer het, en dan ook oor jou studies, dat jy jou meestersgraad het veral gegaan oor writing in therapy, so die waarde van narratiewe terapie. So ja, as ons miskien net begin by, hoe het jy begin om jou memoirs te skryf? Dis tog nie almal wat aldag dit uitdink nie, jy het tog julle loopbaan op jou eie gehad voor dit. Goed, so dit het begin, ek was lank in terapie by 'n baie bekende sielkundige in Bloemfontein gewees. En op 'n stadium het ek besef, maar dis nou nie die korrekte begrip nie, maar ek wil amper sê ek het begin verveeld raak tydens die sessies, want Ja. mens kan eintlik maar net soveel keer praat oor wat op die oomblik in jou lewe aan die gang is en ou seer en daardie soort van ding. So lank storie kort, daarna toevallig is ek na my sussie toe in die Suid-Kaap. Ons het daar gaan kuier, ek en my seun, en ek het een aand sommer spontaan begin skryf aan 'n storie. Dis net 'n vreemde ding gewees, dit is net 'n urge wat ek gehad het, en ek het begin skryf, en ek het dit genoem die storie van Piet en Susan, my ouers se name. En die serie het maar begin met hulle egskeiding, toe ek in standaard 5 was, met ander woorde kort voordat ek hoërskool toe is, op 'n klein plattelandse dorp, en jy ken seker die begrip adolessente egosentrisme. Jy dink die hele wêreld kyk vir jou. So dit was, en ek was 'n sensitiewe introvertiese kind, wat ek nie toegeweet het nie. So die egskeiding het my baie moeilik getref. Maar om terug te kom na die storie wat ek geskryf het, daardie storie was 'n katarsis gewees, maar dit het my ook laat besef hoe waardevol dit is om mense gevoelens, emosies en so aan op papier neer te sit. So dis waar dit begin het, en later het iemand vir my Petrofna Metlerkamp se biografie oor Ingrid Jonker gegee. En toe ek dit lees, toe besef ek, haar gedigte was haar terapie gewees. En net daar het ek besluit, want op daai stadium was ek was in die eerste jaar van die meesterskursus by Unisa, en toe het ek besluit, ek gaan die skripsie doen oor writing as therapy, ja. En dis waar my eie pad daarmee begin het. En ek wil net kortliks 'n staaltjie vertel van iemand wat so 3 weke gelede by my op 'n retreat was. En sy het baie seer uit haar kindertyd. En dis moeilike goed. En sy het hierdie sterk gevoel dat sy daaroor wil skryf, maar sy sê sy kan nie skryf nie. Nou, dis nie waar nie, ons kan almal skryf. So, wat ek toe vir haar gesê het is,
Haar kinders is nou uit die huis uit, haar tweede kind het pas verloof geraak, so sy kan tyd afknyp vir haarself op 'n wyse wat sy nie voorheen kon doen nie. So ek het vir haar gesê, maak 'n afspraak met jouself elke dag. Elke dag knyp net 'n sekere hoeveelheid tyd af. En ek sien haar nou in die week, ek het iets by haar gaan optel. Toe sê sy vir my, sy het al 15 bladsye geskryf. Fantasties. Ja, en sy het En dis vir letterlik elke net dag 'n tydjie. Ja. korrek. En sy het net begin. Want dis al wat jy moet doen. Jy moet net begin. Net begin. Dis die En dis belangrikste. eintlik die moeilikste om net te begin. En Presies. hoe doen jy dit? Want tyd is vir ons almal 'n faktor. Hoe daar's soveel verskillende maniere hoe mense tyd maak, want van ons het 'n vol loopbaan of 'n vol werksdag, maar jy wil ook en jy verstaan ook die waarde van skryf. Ja. Ouens praat baie keer van tyd konfetti, om te sê daai bietjie waar jy wag in 'n wagkamer, waar jy 10 minute hê voor 'n Zoom call begin. Hoe doen jy dit? Hoe het jy al gesien, is dit die effektiefste? Hoe doen sy dit dalk, hierdie vrou wat jou werksessie bygewoon het? Hoe maak sy tyd daarvoor? Weet jy, ek gaan eerder terug na my eie ervaring, want ek is nie so vertroud met hoe sy dit begin doen het nie. Ons het baie kortliks daaroor gesels toe ek haar sien, maar wat vir my die beste gewerk het is, was joernaal skryf. En ek het 'n gereelde afspraak met myself gehad op 'n Vrydagoggend, spesifieke tyd, want jou siege begin daaraan gewoond raak. Ja. En op 'n stil plek, daar's 'n lieflike tuin hier in Bloemfontein, en ek het op my eie daar gaan sit, by 'n tafeltjie, daar's nie 'n restaurant of niks nie, en ek het dit elke Vrydagoggend gedoen vir so lank as wat ek kon. En dit, vir my werk dit, en dit werk vir die meeste mense. As jy net, die eerste reël is begin. Moenie bekommerd wees oor hoe dit gaan uitdraai nie, begin net. En die tweede ding is, probeer om dit op 'n gereelde tyd te doen. En maak dit 'n afspraak wat jy met jouself het. Jou siege sal begin bewus raak hiervan en gewoond raak daaraan, en dan sal jy vind die vloei van die woorde kom vinniger. Ja, ek vind dit nogal in myself ook, daai klokslag is, dat jy eintlik begin uitsien daarna, waar jy aan die begin eintlik so 'n bietjie begin weggeskram het daarvan, want mense sê vir my, maar hulle dink nie hulle gaan alles onthou nie, of nie alles onthou nie, hulle voel of hulle so min onthou van hulle jonger tyd, en dis asof, ek het so gehou van jou woord katharsis, asof dit trigger, en jy vind, ek vind dat wanneer jy dan weer deur jou gewone take gaan, en wanneer jy droom, en wanneer jy bad, en wanneer jy draf, deur jou dag, vind jy dat jy begin onthou. Ek weet nie hoe jy dit sien nie. Ek wil graag 2 wenke gee. 2 wenke. Die eerste een is vir mense om te begin met 'n tydlyn. As jy wil memoir skryf, moet jy 'n tydlyn hê. So ek vat net saam, memoir gaan oor sinsnedes amper in jou lewe. So dis nie van geboorte tot, jy weet, tot oudtyd nie. Dit is, kyk byvoorbeeld na Elsa Joubert se Spertyd. Sy het dit geskryf oor die laaste tydperk in haar lewe, en dis 'n wonderlike stuk skryfwerk. Goed, so mens moet 'n tydlyn hê. Jy moet weet watter tydperk is dit wat jy min of meer op papier wil vaspen. Wat ek gedoen het met die storie van Piet en Susan destyds, is ek het my ouers se verloofdatum gehad, en ek het daarmee begin. En ek het 'n tydlyn opgestel, sommer net in 'n tabelvorm, wat jy natuurlik nou kan aanpas soos jou detail meer word en jy kan meer byvoeg. Maar jy druk dit uit elke keer as jy daaraan gewerk het, en jy hou dit langs jou wanneer jy memoir skryf. Want op daardie wyse kan jy weet na watter, jy weet, as jy sê jy was in Senekal gewees in Sub A. Hoe oud was jy presies gewees toe? Daai soort van ding. So vir my is 'n tydlyn absoluut noodsaaklik wanneer jy memoir skryf. Die tweede wenk wat ek wil gee is 'n spinnekopdiagram. Want as jy het nou gesê oor om te onthou. Nou, om musiek te speel wanneer jy skryf is 'n goeie manier om herinneringe te ontsluit. Want musiek
veral musiek, eintlik spesifiek musiek sonder liriek by, net gewone musiek, en daarom werk klassieke musiek byvoorbeeld baie goed, help jou om te onthou. Ook iets soos om 'n geur te brand. My ouma was mal oor lavendel, soos hulle dit genoem het. 9711 of so iets was die naam daarvan. Maar om so iets te brand, dit help jou om herinneringe te ontsluit. En met die spinnekopdiagram vat jy 'n toneel vas. So jy fokus op 'n spesifieke toneel en jy kyk wat kan jy daarvan onthou. En jy trek daai spinnekop se pote uit die lyf uit en jy skryf daai detail in daai spinnekopdiagram neer. En jy sal verbaas wees as jy begin hoeveel jy kan onthou. Ek gee vir jou 'n voorbeeld. Die einste kliniese sielkundige by wie ek was, toe ek nou aan dit skryf is en ek wil nou 'n toneeltjie uit sy spreekkamer weergee. Toe begin ek met 'n spinnekopdiagram en dan kan jy, wat het ek geryk? Want daar was baie blomme buitekant sy. Jy weet, ek het allerhande sulke detail begine aanteken en op daai wyse kon ek dit vasvat, jy weet, nie vasvat nie, natuurlik nie dadelik vasvat nie, maar jy kon begin om van daai herinneringe te ontgin. En dit voel ook vir my dat jou eie lewe dan vir jouself ryker begin word. Dat jy, ons raak so vasgevang in wat nou gebeur. En ja, aan die ander hand moet mens nou in die hede ook leef. Dit is ook nou wat meer mense begin doen en sê is om in die nou te fokus. Ja. En ook natuurlik die reuke en alles. En dit is om meer bewustheid te skep. Maar om terug te dink en te kan besef maar hoeveel ervarings ek gehad het en hoeveel, want vir my is memoirs ook 'n deel is tog wat maak jy met daai wat met jou gebeur het? Wat 'n boodskap lê daarin? En ook dan nou verder, wat 'n boodskap wil jy oordra vir jou kinders? Want hierdie projek waarmee ek besig is meer bewustheid rondom vir beperkte lesersgroep. So dis jou kinders, jou nageslag vir wie jy dan 'n boodskap wil oordra. Ja. Nee, en dit is, jy weet, wanneer 'n mens oor memoirs skryf of gesels, dan beweeg 'n mens outomaties na skryfterapie toe. Dis amper asof die twee onlosmaaklik aan mekaar verbind is, maar nie almal skryf uit 'n plek van slegte herinneringe nie. Daar kan natuurlik vreugdevolle herinneringe wees. Nie almal van ons is in ons kinderdae verwond nie, maar dit beteken nie dat daardie gedagtes nie ewe belangrik is nie. Terwyl jy dit nou genoem het ek gedink aan die soldaatboek en waar ek nou natuurlik nou die moeilike taak begin het om vir veterane te probeer inspireer om ook hierdie aan te pak en die absolute waarde daarvan vir die veterane wat nou al met die proses begin het en die terugvoer wat ek kry is so oorweldigend positief. En dan wonder ek, want in myself as ek nou voel ek gaan deur 'n moeilike tyd en ek skryf daaroor en ek skryf spesifiek oor wat nou my pla en sovoorts, dan wonder ek wat jou opinie daaroor sal wees oor dat dit dan amper vir my minder van 'n issue voel as ek dit nou so blaatant geskryf het. Ja, dit is as 'n absolute feit, want wat jy doen is jy benoem daardie gevoel. Jy gee woorde daaraan. Jy sê wat dit is wat jy in jou lyf voel. En om weer die woord van net nou te gebruik, katarsis. Ja, dit is 'n katarsis. En dit is hoekom mense gewoonlik beter voel nadat hulle deur so jy weet so 'n uur of wat jy joernaal gedoen het, daai soort van ding. Maar natuurlik moet 'n mens ook maar versigtig wees. Jy weet wanneer daar psigoses betrokke is, antisosiale gedrag betrokke is, dan moet 'n mens, jy weet, dit is nie noodwendig vir almal ewe effektief nie. Dit hang af van die aard van die trauma. Want en dan, jy weet, as jy praat van die soort van trauma wat 'n soldaat in 'n gevegssituasie ervaar het, dit kan wees dat daardie persoon die hulp van 'n kundige nodig het, 'n beraader of 'n kliniese sielkundige, dat hulle nie alleen deur daardie herinneringe kan skryf nie. Ja, en om in daai geval dit dan natuurlik saam met
iemand te doen, Ja, saam met 'n professionele persoon. sielkundige Ja, of professionele persoon. ja, Ja, en dit kan dit dalk loswikkel dat 'n mens aan die een kant bang is om dit te doen want jy's bang vir wat gebeur, ja, en aan die ander kant is jy dalk onbewus of dommastrand dat jy dit nie wil erken nie, en dan as jy begin skryf, begin jy besef maar hier is meer ter sprake, ja, en om dan die, kan ek sê, waarskuwingsligte daar te sien aangaan. ja. Dink jy En daar dit is enige nadele? As ons nou so praat, kan ek nou 'n obvious nadeel noem. ja. Nadeel van begin skryf in aanhalingstekens seker dan nou maar. Kyk, wat my betref, is dit oorwegend positief. Maar as 'n mens as ek byvoorbeeld nou as 'n professionele persoon advies sou moet gee, dan kan ek weer 'n voorbeeld aanhaal. Vriende van my wat nou onlangs hulle dogter gaan sien het, wat deur 'n baie moeilike tyd gaan, en die professionele persone onder wie se behandeling sy is, het reguit vir haar gesê, moenie hieroor skryf nie. Ja. Moenie nou hieroor skryf nie, want daar is nie genoeg ego-sterkte om met daardie soort van herinneringe wat opkom, om daarmee te deel nie, om dit so uit te druk. So dit gaan ook oor waar 'n mens psigies is op 'n bepaalde tyd. En as die ego-sterkte nie daar is nie, dan is dit nie net 'n walk down memory lane nie, dan raak dit iets baie Yes. meer as dit. So ja, vertel 'n bietjie meer van die ego-sterkte. Ego sien ek as daai binne in jou wat opstaan, wat sê ek is belangrik. Ja, en dan as jy nie genoeg daarvan het nie, is dit jy moet eintlik net die regte hoeveelheid daarvan hê. As jy te veel het, gaan alles net om jou. Ja. Brei asseblief 'n bietjie uit, ja, wat bedoel jy? Ek werk hoofsaaklik uit 'n Jungiaanse oogpunt, met ander woorde die psigoanalise van Carl Gustav Jung. En Jung onderskei tussen die ego en die self. En soos jy die ego nou beskryf het, dis positief en dis heeltemal korrek so. Jung het die ego gesien as aan die stuur van die siege. So met ander woorde, die ego is die een wat die besluite neem, wat die handelinge uitvoer, wat sorg dat 'n persoon op 'n gesonde wyse funksioneer elke dag. Maar dan is daar ook 'n diepgesetelde deel wat Jung die self genoem het. Met ander woorde, dis daardie kerndeel van onsself waarby nie almal noodwendig uitkom nie, want ons leef mos nou veral in die eerste helfte van die lewe is ons lewens uitwaarts gerig. Ons moet, jy weet, studies voltooi, ons moet 'n werk kry, ons moet geld verdien, ons moet trou. Dis alles sake waar die ego staan aan die stuur daarvan. En dis belangrik. Maar in die tweede helfte van die lewe is dit asof daar moet 'n hulle praat van, of daar word gepraat van die ego-self axis. Met ander woorde, dis nie twee verskillende komponente wat los van mekaar funksioneer nie. Daar moet 'n aksis, 'n verbindingslyn wees tussen daardie twee psigiese komponente, sodat die ego staan in diens van die self, nie andersom nie. So die psiege, die self moet gedryf word deur daai komponent wat ons die self noem, nie deur die ego nie. Want as die ego, veral in die tweede helfte van die lewe, aan die stuur staan en besluite neem, kan ons foute maak. Dis nie 'n grap dat mense praat van 'n man wie se kop uithak en hy los sy vrou en hy koop 'n Porsche en hy kry 'n jong meisie nie. Dis 'n ego daai wat losgeruk het en nou soos 'n stout kind optree. Dit moet gaan oor individuasie, maar ek roei nou teorie hierby in, dis nie noodwendig wat jy wil hê nie. Ek noem maar dan net die konstrukte van ego en self en individuasie. Dit was die kern van Jung se terapie, was sy siening eintlik, sy psigoanalise, was dat ons moet 'n proses van individuasie volg. Met ander woorde, jy moet dit word wat jy bedoel was om te wees. En hoe weet 'n mens wanneer jy 18 jaar oud is? Ons weet nie. Ons weet glad nie. Maar dis hoekom dit 'n taak van die tweede helfte van die lewe is. Maar dit beïnvloed definitief hoe ons vandag dink en optree. Daai tyd wanneer ons
so erg aan die ego se stuur eintlik was. En om nou dit bewus te wees daarvan, Ja. en sal dit nie ook 'n ryke memoir wees as jy dan op daai manier daarin kan delf en kan skryf en kan sin maak van die besluite wat jy destyds geneem het wat eintlik vandag beïnvloed. Ja, presies. Nee, dis 'n feit. Ek was op 'n stadium het ek 'n konsep gehad vir 'n boek waar ek nie soseer my eie individuasieproses wou beskryf nie, maar van so 3 of 4 mense wat baie duidelike uitstaande, amper wil ek sê, individuasieprosesse gehad het wat ek baie graag wou boekstaaf. Want hoe verstaan jy dit nou, van ek vanoggend nou vir jou sê, om meer te word van die persoon wat jy bestem was om te wees? Ek meen, dit klink so teoreties, wat beteken dit eintlik? Maar jy het net nou voorheen verwys na, ek kan nie onthou presies wat jy gesê het nie, maar die lang en die kort daarvan is, ek was vir 20 plus jaar in besigheid, in PR, in die skakelwese. Sê weer? Ek sê jy was 'n career woman. Dit is so, ja, en ek het hier op 42 het ek uitgeklim. Ek het my sakebelange verkoop, ek het weer begin studeer en ek lei as dit ware vandag 'n lewe wat 100% 'n omkeer is van die vorige lewe wat totaal uitwaarts gerig was, ego gedrewe was, na waar ek nou is. Maar dit is volgens Jungiaanse terminologie, is dit hoe dit behoort te wees. Jy hoor wat ek sê. Ek is 'n introvert. Dit is in die tweede deel. Ja. Correct. Ek is 'n introvert, was nooit bedoel om in die skakelwêreld te wees nie. Nooit nie. Maar ek het daar beland. En ek was goed daarmee, so die jare rol verby en jy word net meer en meer vasgevang daarin, tot jy op 'n dag kom en jy besef, nee, hierdie is nie ek nie. Maar dan weet jy ook nie wie jy is nie. En dis dan wanneer jy die pad begin stap. Maar dis alles deel van jou storie, want as ek dink ook aan my paadjie waar weet ons het geboer en ek het die uitvoere gedoen en mense het net jouself aanhoudend probeer verbeter, het sy kursusse en nuwe markte en ja, en toe ons dit verkoop, net soos wat jy ook, ek kan so aanklank vind daarbey altyd, dan is dit asof jy so 'n bietjie float, jy so 'n bietjie no man's land en jy begin weer terug te dink, terug te gaan na waarvoor het jy altyd 'n passie gehad? In my geval het ek altyd gehou van skryf. Mense het aanhoudend vir my gesê, maar nee, jy het so talent, jy moet so daarop bou, en dan het 'n mens eintlik dit nie gehoor nie, want nee, jy wil nie skryf nie, jy is nou met hierdie ding besig. Ja. En ek dink almal het so 'n ding, en aanhoudend hoor 'n mens, Brené Brown praat ook baie daarvan, ons is bedraad vir stories. Dis amper asof dit in ons DNA is. As iemand 'n storie vertel, is dit asof jy ekstra luister, jy spits jou ekstra toe. As jy nou maar dink om die kampvuur, ons het nou die naweek gekamp en gestap, en enige iemand met 'n storie begin, is dit net vir jou so interessant, al is dit nie die grootste, wonderlikste avontuur wat iemand beskryf nie, jy sal alles los om die storie te hoor, die begin, die middel en die einde. Ja. En dis presies, ek wil net terugkom na wat jy gesê het oor jou, jy weet, die boerdery, die uitvoere en so aan. Die moeilikheid daarvan is, jy was suksesvol en julle het goed geld gemaak. Dit was dieselfde vir my. Nou, hoe los 'n mens so 'n lewe? Dit maak mos nou nie sin nie. Maar daar is, Jung glo, daar's binne elkeen van ons is daar 'n kern wat weet. Daardie lewe wat jy nou leef, is nie die lewe wat jy bestem is om te leef nie. En jy weet dit, daar's gewoonlik angs, pyn, psigiese pyn wat as depressie manifesteer. Daardie tekens is daar en dit is wat vir jou sê, maar ek leef 'n lewe wat nie regtig is wat ek veronderstel is om. En die moeilikheid is, dis nie asof iemand nou vir jou bordjie ophou en sê, dis wat jy nou moet wees of word. Glad nie. Jy moet dit ongelukkig nou maar daai pad stap. En dis 'n oorgangstydperk en dis met hierdie soort van oorgangstydperk waarin ek werk graag daarmee in my retreats. Want die vrouens wat na retreats toe kom, soek sulke antwoorde. Goed werk nie meer nie. Goed is nie meer reg nie. Hulle is psigies ongemaklik. Wat nou?
Wat nou? Dis nou die groot vraag. En nou dadelik spring my gedagtes terug na daai wonderlike ervaring saam met jou, met die werksessie hier in Pretoria, met daai labirint wat ons kon stap. En ek Ja. was verbaas oor wat dit vir 'n mens beteken het. En ons het ook 'n bietjie gesels daai tyd destyds oor die meditasie. Ja, as jy 'n bietjie daarop kan uitbrei, mense deins gewoonlik terug as jy daai woorde gebruik en dat dit eintlik 'n geestelike ervaring ook is. Maar ek het in myself gevoel, in my lyf gevoel, die waarde van daai stil raak en daai proses van uitstap, uit die kern uitstap. Ja. Vir Ek iemand dink, wat nou nog nooit dit gedoen het nie, hoe sal jy dit beskryf in die waarde? goed, kom ons gaan na jou woord meditasie toe. Daar's verskillende forme van meditasie. Een van hulle is om stil te sit en stil te word. Dan kry mens ook moving meditation. So om 'n labirint te bewandel is 'n vorm van moving meditation. Jou siege herken daardie labirint se vorm as 'n archetypiese struktuur. En dan is dit asof iets anders oorneem in die sin dat jy bekommer nie oor hoe gaan jy uitkom nie. Jy weet intuïtief, al wat jy moet doen is jy moet een voet voor die ander sit. So word jy ingelei en jy sal met daardie selfde paadjie uitkom. En dis wat 'n labirint anders maak as 'n doolhof. In 'n doolhof weet jy nie waar jy is nie. Maar 'n labirint is 'n archetypiese struktuur. En dis hoekom daardie denkende, logiese deel van jou brein afskakel wanneer jy besig is om 'n labirint te bewandel. En dis die intuïtiewe, kom ons sê die sagte vroulike deel wat oorneem. En dis hoekom mense dikwels sonderlinge ervarings het wanneer hulle 'n labirint stap, is juis as gevolg daarvan. En dit is hoekom dit as 'n ook as 'n vorm van nie terapie beskou kan word nie, maar dis 'n helende proses om 'n labirint te stap. Ja. En ek hou van een voet voor die ander en dadelik het my kop gesê een woord na die ander. Ja. Soos wanneer jy jou voete stap, dat jou woorde ook stap jou in jou verstaan van hoe interessant jou lewe eintlik is en hoeveel jou stories, al is dit gewone stories, groot aanhalingstekens, maar kom ons wees maar eerlik, die meeste van ons lewens is eintlik gewoon. Vrouens sê baie vir my, maar my lewe is te boring, ek is net 'n huisvrou of 'n boervrou. Ek het nie iets spesiaal om oor te skryf nie. Ek het nie iets spesiaals nie, ek doen maar admin of wat ook al. Ons val so terug op ons werke en dit is 'n groot deel van ons lewens, maar daar's baie meer wat ons kan sê. En en nou moet ons seker totsiens sê vir mekaar. Ek sien die tyd is nou weer amper verstreke. Miskien as ons albei kan poog om ons gesprek vanoggend net op te som. Ek sien net notetjies wat ek hier deurentyd gemaak het. Ingrid Jonker, ek sal natuurlik ook haar boek wil nader trek en bietjie lees. Ek is natuurlik hier en daar met haar gedigkuns vertroud. Maar ja, dit sal interessant wees om van ons gesprek af weg te neem, te gaan soek na wat is jou katarsis. Net te begin net skryf, maak 'n afspraak met jouself. Ek sê baie keer, begin net met 'n klein hoeveelheid tyd wat jy kan commit. Almal van ons kan 10 minute 'n week sit op 'n Saterdagoggend, 10 minute. Of sê net elke week 10 minute. As jy by Sondag aand kom en jy sien wat ek het dit nie gedoen hierdie week nie, dan moet jy maar daai 10 minute daai Sondag gaan sit. Maar 'n weeklikse ding. Ja. Daar's amper nog 'n makliker manier. Want onthou vir mense wat nie in die gewoonte is om te skryf soos ek en jy nie. Begin met 'n spinnekopdiagram 'n week. Vat 'n herinnering wat sterk by jou leef en wat opkom, maak 'n spinnekopdiagram van daardie herinnering. Want as jy daai klomp spinnekopdiagramme uitpak, al lyk dit of hulle niks met mekaar te doen het nie, kan jy heel waarskynlik 'n storie begin verweef daaruit. Ook daarvan, want die spinnekopdiagram ek het baie geleer op skool met spinnekoppe en dan is dit net woorde, dit is net 'n datum, 'n woord, iemand se naam, 'n vraagteken met ek wil nog onthou wanneer dit was, en dan begin daai rakke
daai spinnerakke te vorm. Ja. Ek hou Nee. daarvan. Ja. Ja, en die tydlyn Ja. is, soos jy gesê het, baie belangrik. Ek het al begin met myne, maar dan raak ek nou weer in die detail verstrengel van ek wil alles insit en my skoonouers se detail en my ouers en dan begin mens besef hoeveel datums jy sukkel om Presies. by te kry en dan begin jy te dink maar ek wil presies sê, ek wil die dag, die maand en die jaar hê. Maar ja, aan die een kant devils in the details, ja, om die details te kry, maar om nie verstrengeld te raak daarin nie. Ja, Ek presies. dink dit is 'n groot gevaar. My lese is deesdae, done is better than perfect. Nou as ek sê done wat jou memoirs aanbetref, los 'n paar bladsye oop as dit aan jou persoonlike memoirs is vir jou spesifieke nageslag. Publikasie het jy 'n absolute sperdatum, maar om net te begin en te sê ek los dan bladsye oop, want ja, ons weet nie wanneer is ons nou dan nie, en dan die enigste ou wat jou memoirs kan skryf is jouself. Natuurlijk. So om net 'n deel te doen. Net te doen. Sarine, baie dankie vir dit. Dit was verskriklik lekker om jou weer te sien. Dankie vir jou ook, verbasend te vind. En ek vra weer eens om verskening. Dankie vir jou ook, jou en jou gesin, en hopelik is daar geleentheid om te sien weer in die nuwe jaar. Ons maak so, ja, en ek sal graag 'n lys net saam met hierdie sommer wil sit van jou volgende retreats, jou werksessies, dat mense daar kan kyk en wie wat dit interessant gevind het, kan jou dan kontak en met jou afspraak maak. Mooi dag. Dankie aan jou. Lekker dag hoor. Tata.